Môre, hoe gaan dit daar by julle? Ja, dis 'n nuwe week en dis 'n nuwe maand. Al is ons al in dag 3 van die maand, maar ek hoop julle naweek was heerlik en ek hoop julle het lekker gerus en dat julle uitsien na hierdie splinter nuwe week wat die Here vir ons gee. Dis lekker om vanoggend saam met julle te kuier en ek hoop jy's wakker en jy maak al reg vir die dag en dan weet ons mos as ons hierdie oggendtydjie gebruik om onsself op die Here te fokus, dan begin ons die dag soos wat hy wil hê ons moet, om hom te erken, dat hy vandag saam met my begin, dat hy saam met my die dag wil deurgaan, en dat hy saam met my hierdie dag wil eindig. Vanoggend lees ek vir julle Psalm 27 vers 1. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Weet julle wat Dawid vanmôre in hierdie Psalm skryf, is regtig sy hart gewees. Hy het baie rede gehad om bang te wees, hy het baie rede gehad om weg te hardloop. Maar Dawid het wel een ding in sy lewe reg gekry. Hy het dit reg gekry om sy vrese, sy angste, sy wegkruiptye na die Here toe te gaan. En dan weet julle vriende, om God se kind te wees, beteken nie dat ek en jy nooit in nood gaan wees nie. Ek en jy moet oppas om hierdie supergeloof te verkondig, asof mense wat nou God se kinders is, nooit in krisisse gaan kom nie. Weet julle, die Ou Testamentiese gelowiges, hulle het die psalms gebruik as die gebedeboek van hulle lewens. As jy deur daai psalms gaan, dan is daar so baie klaagpsalms, amper die helfte van die psalmbundel was klaagpsalms. En die Ou Testamentiese gelowiges het ook maar ervaar dat geloof is om te vertrou op God, ten spyte van wat ook al hulle sou beleef. En dit laat my so dink aan Jesus. Wat was sy uitnodiging? Jesus sê, as jy moeg is en as jy swaar belaai is, nie of dit ooit met jou gaan gebeur nie, as dit so is vir jou. Want dit is die Here se aanname dat ons in hierdie wêreld dit gaan kry. Dan sê Jesus, kom na my toe. Om 'n gelowige te wees, beteken nie om sonder probleme te leef nie. Nee, vertroue is om die Here te vertrou. En in daai krisistye net jou hart vas te gryp en dan te sê, Here, ek twyfel nou en ek wil nou voor U kom staan. Dit gaan nie oor hoe sterk of hoe swak jou en my geloof is nie, want genade sê vir ons, kom rus net in my. En as ek en jy daai aktiewe rus in God het, dan kry ons die vrug van die Heilige Gees, om dan ten spyte van ons omstandighede so te groei in ons geloof, dat ons vir God toelaat, dat die Heilige Gees al hoe meer ons in besit begin neem. Dawid sê nie, jy moet net glo en vertrou, en dan sal alles met jou goed gaan, asof alles nou afhang van die kwaliteit van jou geloof nie. En dit gaan oor die een in wie jy glo. Dit gaan oor die een op wie jy met die grootste eerbied en respek vertrou. En daarom is hierdie psalmvers vanmôre dalk vir jou bedoel, dat ek en jy, as ons vrees, as ons weg wil hardloop, as ons bang is, saam met Dawid kan sê, die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees, en vir wie sou ek vrees? Mag ek en jy vandag in daardie vertroue aan die Here vashou. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek weet nie waardeur almal gaan nie, maar U weet, en U weet soms hoe swaar en moeilik die wêreld dit vir ons maak. En daarom kom vra ek dat U vanmôre ons toevlug sal wees, dat ons vertroue by U sal kry, sodat ons weet, Here, U is ons lig en ons redder. Ek vra dit in Jesus se heilige naam. Amen. Dankie julle, hoop julle het 'n wonderlike en 'n geseënde dag verder. Ons praat môre weer. Totsiens.